Hey. So baie welkom vanoggend by Dynamis Gemeenskapskerk en Dynamis Gemeenskapsentrum. Ons het donderdag aand ons eerste film hier gehou. Ons is nou 'n filmteater vir die van julle wat nie weet nie. En iemand het opgemerk donderdag aand dat dit vir hulle die eerste keer voel of hierdie gebou regtig 'n gemeenskapsentrum is. En dit was baie lekker en dit was 'n verskriklike belewenis geweest om dit te sien. Dit was vir ons baie lekker. Vanoggend wil ons aangaan met ons reeks oor goed wat God nooit gesê het nie, en daai datum is verkeerd. En vanoggend praat ons oor die feit dat dit maak nie saak wat jy glo nie, solank jy net opreg is in dit wat jy glo. En dis die derde in hierdie reeks. Die eerste een was, ons het gesê, dis 'n leuen dat God wil jou bo alles gelukkig hê. Dit is nie God se eerste doel nie. Dit is nie sy primêre doelwit nie. Sy primêre doelwit is dat niemand verlore gaan nie. Nie dat almal gelukkig is nie. Die tweede boodskap het gegaan oor, God gaan my nooit iets gee wat ek nie kan hanteer nie. Dis 'n leuen, dit staan nie in die Bybel nie. Ons kry die heeltyd goed wat ons nie kan hanteer nie, maar God help ons daardeur. Die derde een is, dit maak nie saak wat jy doen nie, solank niemand seer kry nie. So daaroor gepraat en gesê, daai is ook nie die waarheid nie. Wat jy doen maak saak en dit het konsekwensies vir hierdie lewe en die lewe hierna. En vanoggend gaan ons 'n vierde een aanpak, 'n volgende leuen. Maar ek wil begin deur te sê, ek sal nooit vergeet my eerste dag op universiteit nie. Nou ek het die voorreg gehad om by die onderwyskollege, dit was nog apart van Tuks gewees op daai stadium, die NKP het 'n kampus gehad daarna by die SABS, en hulle kon nie hulle manskoshuise volmaak nie, want nie genoeg mansstudente wou onderwys swat nie, en hulle het van hulle gange uitgehuur aan Tuks studente, en my gang was net Tuks studente, en ons was net twee tipe studente, was ingenieurstudente en tokkelokke, predikante. En toe ek daar kom, toe ek die junior van al die juniors, ek's die enigste eerste jaar op die gang, nie 'n goeie idee nie, is nie lekker om die enigste eerste jaar op 'n gang te wees nie, het was nie 'n nice idee nie, ek het baie koffie gemaak, baie koffie gemaak, maar die snaakste ding gebeur, die ander twee teologie studente of predikantstudente op die gang, was albei het geswat om predikant te word in die hervormde kerk, en hulle was nogal interessante karakters. Die een was 'n meester in Aikido, een of ander oosterse gevegskuns, en wierook het die hele tyd gebrand in sy kamer. En daar was 'n paar interessante beeldjies ook, wat ek nie so lekker verstaan het nie, vir iemand wat teologie swat. En die ander een was in sy finale jaar gewees, en hy het sy finale jaar, ons het 'n skripsie genoem, het hy geskryf oor of God regtig bestaan. Ek weet nie of dit 'n vraag is wat 'n teologie student moet vra nie. So dit was my nogal 'n bietjie weird. En dan was daar natuurlik die ingenieurstudente met al hulle weird idees. Ek het gewoonlik vir hulle vertel wat die rugby skor was en wat gebeur het met die rugby, want hulle was uitgepaas voor die eindvletjie blaas. Ek was altyd, as hulle uitgegaan het, was ek designated driver, en hulle het my altyd my arm gedraai, en dit was nie moeilik geweest nie, want ingenieurstudente het 'n ingenieursweek waar hulle toetse skryf, so die res van die tyd doen hulle niks. Teologie studente skryf die hele tyd toets, en dan swat ek, en dan sê hulle, maar kom ons gaan kyk die 10:30 show. As jy 10:30 'n fliek begin kyk, dan maak hy 1 uur klaar, en 8 uur skryf jy eksamen, en dan het ek 10:30 gaan fliek, en 1 uur teruggekom, en een keer in die middel van die winter, het was lekker stupid, nou is ek 1 uur terug, en nou sê ek vir myself, nou, jy het 6 ure oor, dan moet jy gaan ontbyt eet, dan moet jy gaan skryf, so nou moet daar geswat word. En baie braaf, in die middel van die winter, op die heel boonste vloer, aan die verkeerde kant van die gebou, dis verskriklik koud in my kamer, en ek kry maklik koud, vat ek die bed, en ek gooi hom op sy sy, een van die swaar staalbeddens, met die harsmatrasse, verskriklike swaar bed, maar adrenalien, en ek gooi hom op sy sy, en ek sê, nou sal ek swat, en vanaand word hier nie geslaap in hierdie kamer nie. En so hier by 3 uur, toe raak het baie koud, en ek is baie moeg, en ek besef, maar ek gaan moet slaap, of ek gaan nie hierdie vraestel deurkom nie. En ek kry om die dood nie, die bed terug op sy voete nie. Hy is net te swaar. Toe slaap ek op die mat. Het was nie, maar in elk geval, dis my eerste week op varsity, of my eerste jaar op varsity gewees, en
Wat my getref het was hoe verskillend mense is en hoe verskillend mense glo. En as jy dink dit gebeur net op universiteit, my kind kom die ander dag by die huis en hy sê vir my maatjie se bure is sataniste. Ons leef in 'n wêreld waar ons en ons kinders blootgestel is aan alle tipe gelowe. En dis waaroor hierdie leuen gaan. Want die leuen is, dit maak nie saak wat jy glo nie solank jy net opreg is. So 'n hele paar jaar terug, ek dink ek was nog 'n student universiteit, toe het hulle 'n wêreldkonferensie van godsdienste gehad in Kaapstad. En by die wêreldkonferensie het hulle in die slotgebed waar almal saam gebid het hulle gesê, almal bid nou gelyk elkeen tot jou eie God, want eintlik bid ons almal tot dieselfde God. Nou ek gaan net vir jou sê, Nigel ons sê dis poef en ons spel dit nie met 'n P nie. Nee, dit is nie die waarheid nie. Dis 100% 'n leuen. Ek weet dit klink goed. Dit voel reg, want God is mos so groot en so liefdevol en so genadig, en as mense soek na een of ander opperwese, dan sal God hulle raak sien en hy sal hom oor hulle ontferm en strooi. Dit is nie die waarheid nie. En ek hoor dit op soveel begrafnisse. Dan sal mense die volgende sê. Hulle sal sê hierdie persoon was nou nie eintlik 'n godsdienstige persoon nie, maar hy was eintlik nogal 'n nice ou, veral as hy nie dronk was nie, maar hy's op 'n beter plek. Miskien was 'n beter plek toe hy nog geleef het. Want dis nie die waarheid nie. Almal is nie altyd wanneer hulle doodgaan op 'n beter plek nie. Daar's twee opsies. So alle paaie lei nie na God nie, al glo baie mense dit. Maar die ongelooflike ding in ons kultuur vandag is dit, daar's geen probleem dat jy spiritualiteit uitleef of dat jy op 'n manier geestelik is nie. Daar's selfs nie eers 'n probleem om in God te glo nie. Jy kan maar net die sport kyk. Ek kyk gister in hierdie oploop na hierdie verskriklike boksgeveg vanoggend wat ek nie voor opgestaan het nie. Sien ek hoe daai bokser wat se van ek nie gaan uitspreek nie, iets van Pac-Man, nê? Hoe hy aan die einde van een van sy gevegte wat hy gewen het, met 'n tegniese uitklop hou, in die hoek op sy knie gaan en hulle sit daai katolieke beads om sy nek en hy sê vir die Here die eer, aan God die eer. Hoeveel keer het jy nou al die Oscars of die Grammys gekyk en dan sê hulle to God be the glory. En so aan en dan wonder jy, want daai tannie wat dit sê, het haarself heeltemal blykbaar kaal uitgetrek in daai film, maar aan die Here die eer vir die feit dat ek die Oscar gekry het en my klere uitgetrek het voor die wêreld, maar is amazing, jy weet, kom ons sê vir die Here dankie, en daai ou wat die Grammys wen, met al sy rap liedjies vloek dat die bissies bewe, maar to God be the glory. Elke tweede talkshow praat oor God of 'n higher power. Maar noem Jesus se naam, dan begin mense bietjie touchy raak. Maar snaaks genoeg, nie oor dit wat Jesus geleer het nie. Mense het nie 'n probleem met wat Jesus geleer het nie. Hulle bevraagteken ook nie die feit dat hy bestaan het nie. Hulle hou van wat hy gesê het. Hy het gesê jy moet mense lief hê. Jy moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Hy het nice goed gesê. Goeie goed. Ons moet in liefde teenoor almal leef. Dit klink so lekker, dit klink so mooi. Maar wat maak ons geloof anders? Ek praat in die week by Ben Foster se Bybelprode, praat ek met die jong mense toe, vra ek vir hulle, hoekom het jy gekies om 'n Christen te wees? Hoekom? Daar's ander opsies. Het jy gekies om in Jesus te glo of om 'n Christen te wees omdat jou paal jou kerk toe vat of kerk toe sleep? Is jy by hierdie Bybelprode want jy moet nou maar hier wees? Of is dit jou keuse? Is dit 'n doelbewuste dat jy gaan sit en gaan dink en gesê, hierdie is vir my, dis wat ek kies. Dis wat ek glo, dis wat ek wil hê, dis wat ek dink is die waarheid. Want Jesus, om Jesus se naam te roep en uit te spreek, dit krap mense om. En die rede is, Jesus het hierdie woorde gesê. Geen ander geloof bevat hierdie woorde nie. Geen ander geloof maak eksklusiewe aanspraak nie. Jesus kom en hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou daar is 'n verskriklike stelling en jy moet hom mooi lees.
Jesus sê op 3 verskillende maniere, daar is geen ander pad na God die Vader toe nie. Daar's geen ander waarheid, behalwe dit wat ek spreek nie. Daar is geen ware lewe na die dood, behalwe deur my nie. Hy sê 3 keer dieselfde ding. En dan, net om dit te onderstreep, sê hy, niemand, en niemand is niemand. Niemand is niks. Niemand is niemand. Kom na die Vader, behalwe deur my nie. Hierdie woorde skei Jesus van enige ander geloof. En ek wil hê ons moet net vinnig, as jy nie lekker clued up is met die grootste godsdienste op aarde nie, die grootste godsdienste op aarde, een van hulle is die boeddhiste, hulle glo in geen God nie. Geen finale tipe bestaan nie. Hulle glo in 'n ontelbare tipe hergeboortes en dis hierdie siklus. Hoe nicer jy is, hoe beter kom jy terug. As jy in hierdie lewe mooi is met jou vrou en goed is met jou vrou, kom jy terug as 'n prins in die volgende lewe. As jy vieslik is met jou vrou en jou kinders en as jy lelik is met mense en as jy 'n moordenaar is, kom jy terug as slangpoef op die seebodem. Maar terugkom, kom jy terug. Dis al hierdie siklus van dinge en jy probeer dit ontsnap. En as jy dit ontsnap, dan bereik jy nirvana, wat ook al dit mag wees. Dis vir my net die naam van 'n band wat nie baie goeie musiek maak nie. Hindoeïsme is weer iets heeltemal anders. Hulle glo in 'n onpersoonlike God wat bereik word deur 'n ontelbare hoeveelheid gode en van hulle het baie arms en van hulle lyk soos 'n olifant. En ek weet nie wat als nie, hulle het 'n verskriklike klomp glode wat hulle inglo. En daarom Hindoeïsme het geen probleem om te sê hulle aanvaar Christendom nie, solank dit deel word van hierdie ontelbare hoeveelheid gode. Solank dit ondergeskik gestel word aan hierdie onpersoonlike God wat hulle op 'n manier via hierdie gode aanbid. Maar nie moet Boeddhisme of Hindoeïsme ken vergifnis van sonde nie. Hulle ken ook nie dat hulle God hulle help nie, hulle verstaan net van karma. What you give is what you get, die wiel draai, daai ding. Dis wat hulle glo. Moslems aanbid Allah, 'n persoonlike God. Buiten Allah is waar volgens hulle geen ander gode nie, en waar jy staan met Allah, hoor mooi, hang af van wat jy doen. Jou toewyding, jou werke. Sal nooit vergeet, universiteit het ons die voorreg gehad om in 'n moskee te gaan kuier en met die imam te praat en dit op 'n Vrydag wanneer hulle aanbidding doen en te kyk wat hulle doen en dit was my ongelooflik hoe bedelaars op 'n Vrydag pak hulle om hierdie moskee. Want hulle weet dat as daai moslim daar uitkom, mag hy nie nee sê vir iemand wat vra vir hulp nie. Want dis deel van hierdie ding. Jy moet jou plek by hierdie God wat hulle aanbid, moet jy verdien. Dit wat jy doen verander, dit maak dat jou plek in die hemel, en daarom het hulle nie 'n probleem om 'n bom aan homself vas te maak in die middel van 'n plein te gaan staan en te sê enige ander godsdiens is heidene en hulle sterf vir hulle geloof en dan kry hulle blykbaar 3000 maagde wat hulle vir hulle waiter en so aan, ek weet nie wat als nie. Maar dis wat hulle glo. En ek wil vir jou sê, die Koran bevat 80% van die Ou Testament is in die Koran. Want Mohammed wat die Koran geskryf het tussen Jode groot geword. So hierdie hele reeks wat ons doen oor halwe waarhede en klein leuns, die moslems is so naby aan die waarheid. Hulle aanvaar selfs vir Jesus. Maar hulle sê hy was 'n profeet net minder as Mohammed. Hulle het so 'n kaart wat teen hulle mure op is in die moslem skool. Ek het nou sy naam vergeet, hy het 'n baie mooi naam. En is 'n P in al die groot profete wat hulle inglo. En baie van die Ou Testament profete is daar gelys, is in hierdie P so geteken. En die heel laaste een is Mohammed en die een net voor hom is Jesus. Hulle sê so right. Jesus was 'n profeet. So, die New Age ken geen persoonlike God nie. Hulle glo net aan 'n hoër vlak van bewustheid, 'n higher consciousness, en jy moet een word met die heelal. Jy word een met die heelal as jy doodgaan, die wurms eet jou of 'n vuur brand jou. Dis wat gebeur, jy word een met die heelal. Jou lyf ja. Maar die res van jou, daar's 'n ander plek. Die Christendom glo in 'n persoonlike God, wat ons leer ken deur sy seun Jesus. Hy bied aan gelowiges vergifnis van sonde, nie op grond van wat hulle doen nie, maar op grond van wie hy is.
So, as jy na hierdie oorsig kyk, is dit baie duidelik dat dit saak maak wat jy glo en dat dit alleen is om te sê dit maak nie saak wat jy glo solank jy opreg is nie. So ek wil vanoggend begin deur te sê ek glo in Jesus. Ek glo hy het vir my gesterf aan 'n kruis. En ek glo dit maak 'n verskil in my lewe. 'n Groot verskil, nie net aan my lewe nie, maar aan my ewigheid. Maar vandag wil ek dit bietjie eenkant toe skuif. Wil ek vir jou sê, kom ons kyk bietjie objektief hierna. Hoekom kies jy Jesus? As iemand by die werk na jou toe kom en hy vra vir jou, hoekom kies jy Jesus? Gaan jy hom kan antwoord? As jy nie kan nie, vat maar vandag se preeknota saam, dit sal jou help. Want daar's 'n antwoord. So ek nooi jou vandag om saam met my Jesus te oorweeg en te sê, kom ek maak 'n besluit, nie op grond van wat my ouers geglo het nie. Daar's soveel mense wat dink hulle is kinders van God of hulle is Christene net want hulle ouers het geglo en hulle het saam met hulle ouers kerk toe gegaan, hulle gaan nog steeds kerk toe, hulle gee nog steeds hulle tiende of wat ook al hulle voel hulle vir die Here wil gee en hulle is nog steeds aktief betrokke by die kerk, maar hulle het tog nooit persoonlik gesê ek glo in Jesus nie. So ek vra nie vanoggend dat jy 'n kerk oorweeg nie. As jy donderdag aand by ons filmaand was en jy het besluit jy wil vandag kom kuier om te kyk hoe lyk hierdie kerk, jy hoef nie hierdie kerk te kies nie. Ons verkondig nie hier 'n kerk nie. Ek vra nie dat jy 'n kerk oorweeg nie. Ek vra nie dat jy een of ander denominasie of non-denominasie oorweeg nie. Ek vra nie eers dat jy Christendom oorweeg nie, want die definisie daarvan verskil verskriklik. Party Christene lyk of hulle wil jou doodslaan met die Bybel. Ander Christene sê hulle is Christene en hulle doen jou in om elke hoek en draai. So ek vra vanoggend nie dat jy enig van daai goed oorweeg nie. Ek vra dat jy Jesus oorweeg. Want Jesus het nie gekom om 'n godsdienst te begin nie. Hy het gekom om God se liefde te wys vir die wat 'n verlosser nodig het. So dink saam met my. Dink saam met my oor hoekom Jesus, hoekom geloof in hom? En is daar iets soos die ewige lewe? Dink na daaroor. Maak 'n ingeligte besluit, want soveel mense het 'n besluit oor Jesus gemaak gebaseer op emosies. Iemand het een of ander mooi preek gepreek en jy het in jou hart geroer gevoel en jy het jou lewe vir die Here gegee en sedertdien elke keer as jy nie goed voel nie, dan voel jy so ver van God af en as jy goed voel, dan voel jy naby aan God. Jou geloof het niks te doen met jou emosies nie. God se beloftes het niks te doen met my en jou emosies nie. Vanoggend wil ek vir jou wys dat ek glo en dis 'n keuse. Dis 'n doelbewuste besluit. Dis nie 'n gevoel nie. As ek kyk na die lewe en werk van Jesus, daar's 'n vers wat Jesus se lewe en werk opsom. 2 verse actually, en ek skryf dit in Markus, daar staan hierdie woorde. Toe sommige van die skrifkenners, mense wat nie van Jesus gehou het nie, uit die geleerdere van die Fariseërs sien dat hy saam met sondaars en tollenaars eet, berugte sondaars, mense wat se name op die voorblaaie verskyn het hulle vir sy disippels gesê, hoe kan julle leermeester saam met sulke immorele karakters eet? Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, gesonde mense het die dokter nie nodig nie, die siekes het wel. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Hierdie woorde som Jesus se lewe op. Dis hoekom hy kom. Hy kom om mense wat verlore is te help, om mense wat siek is gesond te maak, om mense wat blind is te laat sien, om lammes te laat loop. Hy het selfs dooies opgewek, hy het hongeres kos gegee. Jesus se hele lewe, alles wat hy gedoen het gegaan oor 'n bewys van God se liefde. Hy kom en hy tel vrouens op in 'n samelewing waar hulle plat getrap is in die grond, waar hulle niks was nie, waar jy nie met 'n vrou nie openbaar kon praat nie. Kinders is gesien en nie gehoor nie. Jesus stel hulle op sy skoot en hy jaag mense weg wat die kinders nie wil hê nie. Jesus kom en hy draai die reëls om en hy sê, ons is nie net 'n klomp heiliges by mekaar nie. Ons moet uitgaan in die wêreld en ons moet God se liefde gaan wys aan die wat honger is en dors is en stikkend is en vuil is en vol sonde is. Jesus se hele lewe loop oor van liefde. Daar was nooit in die geskiedenis voor hom en nooit in die geskiedenis na hom weer iemand soos hy nie. Nêrens. Sy lewe wys vir my, sy lewe sê vir my.
En weet jy wat is die verstommende ding? Niemand wat geleef het in sy tyd, het sy wonders bevraagteken nie. Niemand het gekom en gesê, maar hierdie wonders is nie wonderwerke nie. Al wat hulle wou doen is, hulle wou hom stop. Hulle wou hom doodmaak. Niemand het gesê, hierdie man is nie wie hy sê hy is nie. Almal het net gesê, kom ons maak hom dood. Want die fariseërs en die skrifgeleerdes het hulle volgelinge verloor. Mense het nie meer sinagoge toe gegaan nie, hulle het agter Jesus aangegaan. Mense wou nie meer godsdiens nie, hulle wou Jesus. Hulle wou God ken, nie godsdiens nie. En hierdie wonderwerke gebeur vandag nog. Kyk bietjie na die voorblad storie op die blaadjie wat jy gekry het by die deur. Van 'n ma wat by 'n dokter kom en die dokter sê dit en dit is fout met jou kind en ons sal onmiddellik verdere toetse moet doen en daar's moontlik al hierdie goed wat gaan gebeur met jou kind en as ons dit nie reg kry nie, wat gaan die res van sy lewe die konsekwensies daarvan wees? En hulle gaan na die verdere dokter toe vir verdere toetse en toe die tweede dokter kom en tussen die twee dokters bid hulle en sê vir die Here asseblief help en toe die tweede dokter kom sê die dokter ek weet nie wat die eerste dokter gesien het maar daar's niks. Daar's nie niks nie, daar's 'n wonderwerk. Dis wat daar gebeur het. In my hele lewe is 'n wonderwerk. Dynamis is 'n wonderwerk. Ek kan vir jou vertel van my geboorte af. Ek kan vir jou vertel, ek is gevat deur die welsyn. Ek kan vir jou vertel ek het 6 pleegouers gehad en my huidige ouers het my aangeneem en ek het in Nigel groot geword en Nigel is dit rof en daar leer baie min mense regtig die Here ken want dis rof en ek het die Here leer ken en die Here het my geroep en ek wou nie die Here volg nie en ek wou nie 'n predikant geword het nie en die Here het net my lewe so laat draai. En ek kan aangaan en ek kan vir jou sê dit wat hier gebeur, elke stoel wat hier staan, elke baksteen wat hier gebou is, wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Hier sit ons vanoggend net in die afgelope week, is die krag in daai vertrek daar agter, die klankboks daarso het hout omgekry, wonderwerke. Want kyk na die ekonomie. Kyk wat gebeur. Kerk op kerk kla en sê ons word leer en leer. Maar God dra dynamis dag vir dag. Wonderwerke. Dit wat Jesus gedoen het, sien ek in my eie lewe en dis hoekom ek hom kies. Dis hoekom ek hom oor en oor kies. Want dit wat in die Bybel staan, het nie ophou bestaan toe Jesus dood gegaan het nie, dit het aangehou. So kom ons dink, as ons klaar nagedink het oor Jesus se lewe en werk, kom ons dink na oor die grootste wonderwerk in die lewe van Jesus, en dis die feit dat hy opgestaan het uit die dood. En ons almal ken die storie, ons almal ken die agtergrond, of as jy dit nie ken nie, vinnig vir jou verduidelik, Jesus kom aarde toe, gebore uit 'n maagd, word groot, toe hy 30 is, word hy gevul met die Heilige Gees by sy doop, hy gaan uit, hy werk vir 3 jaar, hy lewe 'n amazing lewe, 'n sondelose, volmaakte lewe, hy doen soveel goed vir soveel mense, hy word gekruisig vir wat hy gedoen het en vir wat hy gesê het. Hy word in 'n graf neergesit, dood. Hulle het bevestig dat hy dood was, hulle het 'n swaard deur sy sy gedruk, daar het nie meer bloed uitgekom nie, daar het net water uitgekom. Dis 'n bewys dat hy mors dood was. Hulle het hom in 'n graf gesit, hulle het die graf toegemaak met 'n klip, so swaar dat een mens dit nie kon skuif nie, hulle het die graf geseël, hulle het wagte by die graf gesit, en toe die volgende oggend daar kom, toe is die graf oop, die wagte het hulle self doodgeskrik, want hulle het 'n engel gesien, en Jesus is weg. En Lukas skryf in Handelinge van hierdie gebeurtenis, skryf hy, julle, en hy praat met die Jode, het die bron van ware lewe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek, en van hom en van sy opstanding is ons getuies. Daar was baie mense wat na Jesus opgestaan het, hom weer gesien het. Nie net sy volgelinge nie, ook mense wat hom nie in hom geglo het nie, het hom weer gesien. Ongelowige Thomas, een van Jesus se disippels wat baie soos ek was. Want sien, ek is een van die ouens wat sê as ek dit nie sien nie, gaan ek dit nie glo nie. As iemand na my toe kom en vir my sê ek het vir jou kar gekoop, gaan ek vir hom sê en voor jy vir my nie sleutel gee nie, voor ek nie aan hom sit nie en voor ek nie papier vashou nie, glo ek jou nie. So ek is. Ek het geglo die Here wil vir Dynamis 'n gebou gee, maar ek het dit nie geglo voor ek nie my voete hier gesit het.
En Thomas was presies dieselfde. Hy sê, julle sê Jesus het opgestaan, julle sê julle het hom gesien, voor ek hom nie sien nie, voor ek nie my vingers deur die gate in sy hande gedruk het nie, voor ek nie my hand in sy sy ingedruk het nie, sal ek nie glo nie. En toe verskyn Jesus voor hom, en wat gebeur? Jesus sê vir hom, asof Jesus die gesprek afgeluister het, en hy sê, kom, sit jou vingers in. Kom druk jou hand in, kom sien. Ek het opgestaan. En dit. En dan is daar teoloë, wat in die beeld skryf en in die rapport skryf en sê, dit het nooit gebeur nie. Die opstanding is vals. En hulle doseer op universiteite en hulle maak predikante groot. Here, help ons. Jesus was en is anders as enige een voor of na hom. Sy lewe het dit gesê, sy werk het dit gesê, sy opstanding het dit geskree. Maar dink mooi oor wat hy geleer het, oor sy ewigheidsboodskap. Jesus het nie gepraat oor kerk nie, nie eens oor dinamis nie. Want geen kerk is perfek nie, ook nie dinamis nie. Jesus se ewigheidsboodskap het so geklink. God spreek ons vry deur geloof in Jesus, nie geloof in 'n kerk nie. God spreek ons nie vry deur dit wat ek gee vir die Here nie. God spreek my nie vry, want by die skool help ek my maatjies met hulle huiswerk nie. God spreek my nie vry, omdat ek vir armes kos gee nie. Hoor wat staan daar. God spreek ons vry deur ons geloof in Christus Jesus. En dit geld, hoor mooi, daai stukkie hou baie mense nie van nie, sonder onderskeid vir hulle wat glo. Met ander woorde, enige iemand van enige taal, ras, volk of nasie wat sê, ek glo in Jesus Christus, sal in die hemel wees. En as jy probleme daarmee, gaan jy daaraan gewoond moet raak, want daar staan dit. Sonder onderskeid vir almal wat glo, 2 keer gesê. En dit was Jesus se boodskap. Dis wat Jesus kom sê het. En jy moenie dit mis nie. Ek sê dit weer, jou werke beteken vir die Here niks nie. Ons is nie moslems nie. Jou toewyding gaan jou nie 'n plek in die hemel kry nie. Net geloof in Jesus. En weer eens sonder onderskeid. Ek gee nie om wie jy is nie, al is jy die mees perfekte mens op aarde, of jy's aan die ander kant van die spektrum, jy's die mees sondige mens wat jy ken, jy maak droog, jy's 'n teleurstelling vir jou ouers het jou onterf, hulle het jou weggejaag, hulle wil nie jou naam ken nie, selfs jou vriende wil jou nie meer ken nie, al is jy die slegste van die sleg, al was jy ontrou in jou huwelik, gee nie om wat jy gedoen het nie, al lyk jou lewe hoe. As jy in Jesus glo, is daar vergifnis van sonde, en is daar nuwe lewe. Want ware Christendom is presies dit, Christus plus niks. Nie, ek het Jesus plus ek is gedoop nie. Nie ek is Jesus en nou doen ek die nagmaal nie. Nie ek het Jesus en nou gaan ek kerk toe nie. Net Jesus. Dis al. Dis al wat nodig is. Dis ook nie, Christendom gaan nie oor, om Jesus te hê, los ek al hierdie slegte goed in my lewe nie, skryf ek dit af nie. Nee. Ware Christendom is, ek word deur Christus vergewe en ek word nuut gemaak. En iemand wat nuut gemaak is, wil nie meer daai slegte goed doen nie. Wil nie meer hulle liefde of God se liefde verdien nie. Want dis die verskil tussen Christendom en godsdiens. By Christendom gaan alles oor wat Christus gedoen het. Dis klaar gedoen, past tense, dit het gebeur. Godsdiens gaan oor wat ek doen om God te impress. Dit gaan oor my. En dis waar die verskil lê. So ek vra jou vanoggend, glo jy in God of pleeg jy die sonde, want dis 'n sonde van godsdiens? Want godsdiens sê, as ek goed genoeg is, sal God my lief hê. Ek het nuus vir jou. Romeine 3 vers 23 sê, jy sal nooit goed genoeg wees nie. Sorry. Dis hoekom Jesus aan 'n kruis gesterf het, om ons goed genoeg
te maak. Sodat ek en jy kan weet dat al wat ek doen is ek sê, vergewe my, maak my u kind. Niks wat ek kan doen is vir God goed genoeg nie. Want 'n verhouding met God sê, omdat God my liefhet, aanvaar hy my, en omdat hy my aanvaar, kies ek om hom te gehoorsaam. As ek vir my vrou blomme vat, of sjokolade koop, dan doen ek dit nie sodat sy asseblief met my getroud sal bly nie. Dan doen ek dit nie sodat sy my asseblief sal aanhou lief hê nie. Sy het 'n keuse gemaak en ek het 'n keuse gemaak. Ek het my lewe vir haar gegee en sy het haar lewe vir my gegee. Daar's 'n verhouding. Ek vat vir haar blom en ek gee vir haar sjokolade omdat ek haar liefhet. Omdat ek dankbaar is vir die goeie vrou wat sy is, vir die goeie ma wat sy is, omdat ek God dankie sê vir die amazing dogter van God wat hy vir my gegee het om my lewe mee te deel. Dis hoekom ek dit doen. As my vrou vir my iets doen, ek verdien dit 90% van die tyd nie. As ek soos by mense kuier en sy skep vir my 'n bord kos in en is vir my 'n surprise en sy kom en sy sê hierso, ek het vir jou kos gekry. Ek sê wow. My vrou is bereid om my te dien en te bedien. Ek is vir haar belangrik genoeg dat sy eerste vir my skep en dan vir haarself. Sy doen dit nie om my guns te wen nie. Sy het dit klaar. En dis presies dieselfde met God. Vir die Christen is gehoorsaamheid aan God nie die wen van God se guns nie. Dis 'n reaksie van dank. Dis hoekom ek kerk toe gaan. Dis hoekom ek Bybelstudie hou, want in die Bybel, hierdie is God se liefdesbrief. Ek sê vir die tieners die week, as iemand vir wie jy lief is, jou kerel, jou meisie vir jou 'n SMS stuur, dan delete jy dit nie. Jy lees dit so vinnig as moontlik. Oor en oor. Jy post dit op Facebook, jy maak dit jy print dit uit, jy skryf dit uit, jy sit dit op jou kas, jy skryf dit in jou spieël. Hierdie is God se liefdesbrief. Ek wil dit lees. Wanneer ek vir my vrou lief is, dan wil ek met haar praat. Daarom bid ek, want ek wil met God praat. Dis waaroor dit gaan. God het jou nie lief as gevolg van wat jy doen nie. Kry dit deur jou kop. Hy het jou lief as gevolg van wie hy is. Want dit beteken nog steeds dat jy 'n keuse moet maak. Of jy gaan kies wat Jesus vir jou gedoen het en jy gaan buig voor 'n kruis en jy gaan sê, op grond van Jesus se lewe en sy werk glo ek dat hy regtig bestaan het. Op grond van die feit dat hy opgestaan het uit die dood, glo ek dat hy God is. En op grond van sy ewigheidsboodskap wat vir my sê, daar's geen manier anders as Jesus om by die Vader uit te kom nie, daar's geen manier anders as Jesus wat ek lewe het na die dood nie, op grond van daai en die feit dat niemand wat selfs in Jesus se tyd geleef het, daarmee gestry het nie, hulle wou dit net stil maak, kies ek wat Jesus vir my gedoen het. Of jy kan probeer om God se guns te wen. Jy kan jou hele lewe daaraan wy om God se liefde te verdien. Ek wil vir jou sê dat ek glo toe die Here die man gemaak het, het hy geoefen, toe het hy die vrou gemaak en hy het al die eerste foute uitgehaal en gesê, right, hierdie een is perfek, behalwe vir een ding, sy gaan met make-up dra. En die Here het dit gedoen. So ek glo nie 'n man het dit in sy wese om voltyds 'n vrou se guns te wen nie. Maar ek glo ook nie 'n vrou het dit in haar om die heeltyd 'n man gelukkig te hou. So vir 'n huwelik om te werk, is daar 'n keuse nodig. Nie net liefde nie. So vanoggend vra ek vir jou, kies. Kies die lewe. Jesus het gesê, Johannes 14:6, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Maar moet nooit weer sê, ooit, dit maak nie saak wat jy glo nie. Want dit maak saak. En enigiemand wat vir jou sê, solank ek opreg glo, is ek alright,
lieg. Daar's mense wat opreg in bome glo. Daai boom gaan vir hom nêrens heen vat nie, behalwe om vir hom braaivleis te gee. Dis al waar die boom hom gaan heen vat. So kies. Maar onthou net, geen keuse is ook 'n keuse. As jy nie vir God kies nie, het jy teen hom gekies. Dis hoe maklik dit is. So ek gaan soos Joshua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ek wil bid vir elke een hier. En ek wil vra, Here, breek die bande van godsdiens, die hou vas van godsdiens op mense se lewens. Mag elkeen wat hier sit vanoggend sê, ek kies nie godsdiens nie, ek kom nie kerk toe om God se gunste te wen nie. Ek kom kerk toe want ek het God lief. Mag elkeen hier sê, dankie Here Jesus dat U vir my gesterf het, vergewe my sondes, maak my U kind. Mag ons daardie gebed bid. En mag ons daar opstaan na ons daai gebed gebid het en dan lewens leef van dankbaarheid. Lewens van 'n verhouding met God, waarin ons nuut gemaak is, oorgemaak is. Here, mag ons na vandag nooit weer wonder oor hoekom ons 'n Christen is nie. En wanneer mense ons vra, mag ons antwoorde hê. Mag ons vir hulle sê, maar Jesus se lewe, Jesus se werk, Jesus se woorde, Jesus se opstanding, daar is nie iets wat daarmee kan vergelyk in enige ander godsdiens nie. Daarom glo ek in Jesus. Mag ons dit vasmaak, Here, en mag dit ons lewens verander. Here, mag dit maak dat ons aanhou glo in wonderwerke. Mag dit maak dat ons aanhou glo in 'n God wat heel maak, wat stikkend is. Here, en daarom bid ek vir elkeen wat hier sit, wat siek is, en wat nie hier kan sit nie, want hulle is siek, want hulle beklei met kanker op hierdie stadium. Here, ek wil bid vir elkeen wat swanger is, maar ek wil ook bid vir elkeen wat sukkel om swanger te word. Ek wil bid en dankie sê vir elkeen wat lewe, maar ek wil ook bid vir elkeen wat hartseer is, want hulle het iemand onlangs aan die dood afgestaan. Here, help ons. Staan ons by. Ek wil dankie sê saam met elkeen wat werk het, wat 'n besigheid het, wat floreer, maar ek wil ook saam met elkeen wat nie 'n werk het nie, en wat nie genoeg het om van te leef nie, wil ek vra, Here, voorsien. Dankie, Here, dat U met elkeen van ons 'n unieke pad stap. Dat U wonders nie opgehou het nie. Dat elke dag wat ons gesondheid in ons kos het, is 'n wonderwerk. 'n Genadegawe uit God se hand. Mag ons dit raak sien. Ek loof en ek prys U, Here, vir alles in my lewe. Veral vir my vrou, veral vir my kinders, veral vir die roeping op my lewe. Here, in elke een se werk, ongeag of hy 'n besigheid het of vir 'n baas werk, dis 'n roeping. Dis waar ons lig vir God skyn. Mag ons dit doen en mag wanneer mense ons vra hoekom ons glo, mag ons na vandag kan sê hoekom ons glo. Ons prys U daarvoor, Here. En ons aanbid U. Amen.